good morning. Hier is ons nou. Ja nee, toe kan jy glo, dit is ons laaste regstreekse uitsending van 2025 en ons is gereed om die jaar met 'n groot feesviering ter aanloop van Kersfees af te sluit. Beslis, Pieter. Vandag het ons 'n vol program vir julle. Ons kyk na die nuutste aflewering van Op dieselfde bladsy. Arnold gesels met Wouter Mugglestone, die drawer wat onlangs Antarktika aangedurf het. Ons deel wenke om geskenke toe te draai, Pieter. Leer hoe om Kersfeeskoekies te versier en Gian Groen kom deel sy nuutste enkelsnit. Daar is ook 'n paar ander verrassings, maar dit eers later. Nou is dit tyd vir oggendpraatjies. Inderdaad, julle lyk sprankelend dames. Mense sou dink die week het nou maar eers begin. Ja nee, ons het jou energie gaan haal, Pieter. Ja, hy het ons En aangesteek. ek moet sê, ek is baie geïnteresseerd in Wouter, wat Antarktika, ek dink jy sy by Kersfees vader gaan aanklop. Net om Dalk, om bietjie te sê, wanneer kom die geskenke? Wanneer kom die geskenke? Ek dink dis twee verskillende rigtings, maar nie kom ons laat dit daar. Noordpool, Antarktika. Ag, ek weet nie, dalk het sy 'n wye draai gemaak. Maar hoe dit ook al sê, as julle aan Kersfees dink, nê? Kyk gou net na die skerm hier in die studio. Dink julle aan ietsie soos hierdie? Ja, beslis. Nê? Beslis. Beslis. Wel, hierdie jaar het Kersvader alreeds vroeg sy verskyning in verskeie lande gemaak en op 'n hele ander manier. In Duitsland het duisende Kersvaders die strate van Michiendorf binnegevaar om aan die 17de jaarlikse Santa-rand deel te neem. Kyk nou net daar. In Switserland het talle Kersvaders in rooi pakke by die Alpe afgeskie as deel van 'n tradisie voor Kersfees. Maar nee, ja, in Pakistan het Kersvader sy rendier vir 'n kameel verruil en toe deel geword van 'n unieke kameelparade. Kan jy dit nou oor vertel? Daar's die skeer. Daar skeel dit teen die Alpe af. Kyk, daai lyk vir my 'n bietjie makliker en ek sal eerder so warm wil aantrek vir 'n ski geleentheid, nê? Jy wil nie so warm aantrek as jy in die warm woestyn is nie. Ja, Of moet gaan draf nie. Of moet gaan draf nie. Ja. Maar ja, mense het die skouspel verwelkom, foto's geneem en die oomblik op sosiale media gedeel. Hierdie wêreldgebeure wys hoe elke kultuur sy eie unieke styl aan Kersfees en 'n Kersvader gee en dat mense vreugde, samesyn en kreatiwiteit vier tydens die feesseisoen. Dink julle nee? ons Suid-Afrikaners is ook oorgehaal en gerad vir het hulle al daai Christmas spirits? Kykie. Kyk, Ja. Elsa is die Christmas spirit hier Hey. in die ateljee. Ek dink mense dink soms dat die Kersfees spirit of wat ook al net is wanneer dit koud en sneeu en Kersvader en Kersmarkte met jou glühwein en daai tipe ding. Maar hier aan die ander kant van die wêreld is dit nou regtig vir ons net 'n somerkersfees. Dit is braai, dit is reg Suid-Afrikaanse Kersfees. Ons het 'n ander Kersfees, jy Ja. weet. Ek kan onthou toe ons verlede jaar hierdie tyd ook oor was, wou Lotie net 'n white Christmas gehad het. En toe is dit nou die eerste keer in soveel jare wat dit regtig sneeu in Texas, wat ook maar gewoond warm is, maar is koud daai tyd van die jaar. Maar ek dink in Suid-Afrika sal ons die Kersfees vader pakkies verruil vir 'n Fafa speedootjie of so. Ja. Beslis. Daar is 5 de klak speedo en dan die plakkies. En Ja, plakkies, jy kan nie plakkies en vergeet dalk van die 'n baard vasplaat. en die Of hoedjie. Crocs. Jy weet, of Crocs. Dit is ook mos maar mode. Ons Suid-Afrikaners. Ag, jou krokodil kyk nou net daar. Te heerlik. Nee, maar ek dink ons is nou wat presies 2 weke. Jy het nie afgetel vandag nie. Vandag is die 11de. So we've got 14 days 2 before weke. actual Dan is dit Christmas. Kersfees. Ja, maar weet jy wat is die probleem? Waar is sy kalender? Waar is die sjokolade? Waar is die sjokolade? Ek wonder of my kalender nie dalk Jy lê opstel. Okay, ons sal hom Ek gaan nou gaan haal. Ons sal hom iewers het iemand Ons dalk sal van vir die jou 'n bietjie sjokolade inhaal daar. geëet. Dis die ding van 'n Advent kalender. Ek kan nie by hom hou nie want ek wil gou alles Jy moet elke dag, Next oggendpraatjies is something that I think I'm going to have opinions about, and so will Elsa, and probably you as well, Pieter. How do you feel about people who arrive late? vir 'n nou ja. afspraak of so. Nee, net oor die algemeen. Wat laat? Ja, ek weet nie, partykeer wil hulle 'n statement maak. Ja, Ander kere dink ek net dis ongeskik vir alles jy moet nou weet wat so situasie dit is. As dit Ja. dalk vir 'n vergadering is, moenie laat Ja. kom nie. As dit 'n partytjie is, moenie te laat kom nie. Ja. As dit troue is, moet definitief nie laat kom nie. Pieter, Elsa. Mag ek Switserland wees vandag? Ja, jy mag. Dankie. Jy mag. I just think it's a thing of why is someone else's time more important than my time? Like if I'm on time, 100%. then hierdie is nou die ander ding. So from fashionably late to people who show up too early. Sê maar nou jy het 'n ding by jou huis, nê? En dit is
Dit begin Ja. 1:00 en dan 12:15 Kom daar die eerste klop. iemand dan net Okay, maar hier gaan ek inspring. Okay. Goed, so ek sal nog dit aanvaar as iemand laat is. Yes. Mens verstaan as omstandighede en so aan wat weet dinge wat soms gebeur. Maar as iemand te vroeg opdaag, moenie dit doen nie. Ja. Ja. Ons het 'n tyd afgespreek. Ek is nog besig met die laaste goedjies. Ja. Verstaan, so moenie vroeër opdaag as Jy's dalk nog in die organizing mode en dan skielik moet jy in die gasheer Ja, mode but ja, wees. exactly. Ja. Maar ek wou nog dit gedoen het. So 10 minute vroeg is dit te vroeg. Ja, Okay. beslis. Elsa. Ja. Listen here. A woman in Spain found out that arriving at work too early can be just as risky as being late. The young delivery worker regularly arrived between 6:45 and 7, even though her contract clearly stated that her shift only began at 7:30. Management initially just asked her to stop. They had already warned her in 2023 that her early arrivals were causing problems. There were no tasks for her to do before the shift, and she started working before everyone else. So all of her other colleagues weren't there yet, so it was disrupting the workflow. But despite formal warnings and subtle hints to simply arrive on time, she still showed up early every single day. Eventually, her boss decided to dismiss her for, listen to this, serious misconduct. The company argued that she repeatedly ignored direct instructions, contributed nothing during that extra time, and damaged the trust relationship between employer and employee. She challenged the decision in court, hoping to get her job back, but the court surprised her by siding with the employer. And the ruling stated that her persistent early arrivals, despite clear warnings, showed a lack of loyalty and obedience, which is sufficient grounds for dismissal. The lesson? Don't be late, but don't be early either. And sometimes the safest option is simply to arrive at your official starting time. This is wild to me. Dit my is vir ook. my so vreemd. Hulle het nou vir jou gesê, moenie vroeg inkom nie. Ja. Maar dan kom jy nou steeds vroeg in. So what was she hoping to achieve from that? Dit is wat ek graag wil weet. Ek dink sy was net rebels. Ja. Dis vir my klink. Ja. Kom. Want toe kom sal jy dit doen. Ek gaan nou vir jou wys. Jy het my gesê ek moenie vroeg inkom nie. So ek gaan nie. Ek moenie vroeg inkom nie, so ek gaan vroeg inkom. Maar as ek net die werkgewer was, sou ek gesê het, "Wel, as jy vroeg inkom, begin so lank met die vensters, vier die vloere of doen iets anders wat 'n bydrae kan maak." Maar ja, dit is vir my 'n bietjie vreemd nie. En nogal dat die hof saam met die werkgewer gestem het. Ja. En ek verstaan in hierdie geval, jy weet, soos wat jy nou verwys het na die sogenaamde workflow, jy Yes. weet, dit het nie veel gehelp nie, maar ek weet sommige mense gaan vroeër in om solank 'n vooruit te voorsprong werk. Ja, al die Te van te admin en goedjies uit bewerkstellig. die pad uit te kry. kry. Maak vir my sin. Ja. Maar imagine, ons kom nou hier aan kwart Bietjie te voor vroeg. 4 Nee. en dan wag ons net vir mekaar. Hoe sal dit gebeur? Om te begin gesels, want ek kan nie sonder jou nie, jy kan nie sonder my nie, jy kan nie sonder my, verstaan? Ek is elke oggend 4:15 hier, maar dan ry ek net gou-gou 'n draai om seker te maak. Ons het gewonder waar jy jouself bevind. Wel, ons het nog 'n hele paar verrassings. Dit is 'n opwindende program wat voorlê. So bly ingeskakel want ons kuier net hierna weer verder. Jy's by Goeiemôre, ho, ho, Good Morning. ho. Ons vier Kersfees so lank. As ek vir Appel in een woord kan opsom, legend. Hy's talentvol. Hy's lief vir diere. Alle diere. Hy is 'n jagter. Hy ry altyd die coolste bakkies. En by sy shows ek sou wat wou gee om in sy skoene te staan. Hier sal jy boer. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Jou huis is meer as net 4 mure. Dis die plek waar jy wil rustig word en vergeet van die gejaag en die geraas in die wêreld daar buite. En Kanda sê jou laat tuis voel met gemaklike en kwaliteit meubels wat plaaslik vervaardig word.
perfek vir 'n stylvolle Suid-Afrikaanse leefstyl. Kom tuis met Inkanda. What if your time could change lives? Not someday, not somewhere else, right here, right now. Adapt, improve. Make your time matter. Roundtable Southern Africa is where purpose meets action, where friendships build futures. If you're between 18 and 40, this is your moment. Join the movement. Be the change. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Ready to ride into the future? Let's roll into a world of fun, adventure and innovation with your trusted partner iGlide. Discover the thrill of electric mobility. Whether you're cruising down the streets or powering up playtime, we've got the perfect ride for every adventure. We offer a variety for young and old with top-class after-service. Why wait to experience the ride of your life? Visit us at iglide.co.za and power up your adventure. Your perfect ride is just one click away. Jy is ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning. Daar is nog baie om na uit te sien in vandag se program. Daar's Kersgeskenke, Kersfeeskoekies en ons het binnekort ons eerste groot verrassing vir die dag. Maar voor ons daarby uitkom, het Elsa iets om te deel. Ja, ek dink julle sal met my saamstem dat 'n mens dadelik aan onder meer padveiligheid dink wanneer jy aan die feesseisoen dink, nê? Dit is nogal iets waar absoluut. Ek het selfs gesien vanoggend toe ek inry, daar's soveel meer motors op die paaie, selfs 4 uur. Dit voel asof mense nou vandag dalk vertrek op vakansies of wat ook al, but there's very much heavier traffic volumes on the roads There's already. a buzz on the roads. Yes. Ek het dit ook so beleef. Nou die Verbruikersgoedere Raad van Suid-Afrika, Heineken, Santaco en die Padverkeersbestuurskorporasie het hulle samewerkingsooreenkoms aangekondig om padongelukke en alkoholverwante voorvalle gedurende Desember te verminder. Met 'n jaarlikse gemiddeld van sowat 1550 padsterftes gedurende die feestyd, betree Suid-Afrika weer 'n kritieke tydperk. Hoë verkeersvolumes en verhoogde alkoholgebruik dra tot meer ongelukke by. Die vennote het op die volgende ooreengekom om veiligheid te bevorder. Daar is 'n hele lysie, so ek deel graag. Luister graag. Meer verbruikersopvoeding oor verantwoordelike, wat ek nou net weer hierso sien, julle die tegnologie, alkoholgebruik, oor verantwoordelike alkoholgebruik en padveiligheid, om moegheid of uitputting onder padverbruikers meer doeltreffend te hanteer en veiliger omstandighede by taxi-staanplekke veral tydens spitstye te verseker. Sigbare data-gedrewe wetstoepassing deur die Padverkeersbestuurskorporasie langs paaie wat 'n hoë risiko inhou. Beter steun vir kleinhandelaars om minderjarige en onverantwoordelike alkoholaankope te voorkom. En 'n nasionale veiligheidsboodskap. Moenie drink en bestuur nie, kom veilig tuis. Ja, die vennote sal deur die maand voortgaan met verhoogde wetstoepassing, verbruikersbewusmaking en gekoördineerde veiligheidsinisiatiewe reg oor die land. En ek dink dit is my goeie nuus, want ek dink dit is 'n kwessie wat baie aandag verg. En ek onthou verlede naweek het ek ook in die nuus gelees van die skokkende syfers na aanleiding van, of die skokkende syfer na aanleiding van die eerste week van Desember en hoeveel padongelukke alreeds plaasgevind het en sterftes ook in die proses. You mentioned 1,550 deaths on the road during this time. Dit is 1,550 mense wat nie weer by hulle familie gaan wees nie. Like, I think we look at the numbers, but those are people, those are families that are all affected. Die ander ding is, alles wat jy genoem het, dit is die wet. Don't sell alcohol to underage people. Don't drink and drive. It's just things that we actually need to do because it's the law. I don't like, obviously it needs to be reinforced and that kind of thing. But the
The point is, if we all just abide by the laws of the roads and the laws of the country, we shouldn't need all of these additional campaigns. Ja, en ek dink net, jy weet, dit gaan my verstand te bowe dat daar nog soveel mense is wat kansse ook vat in die proses. So, Ja, dit is vir my net verstommend. So, please, heed that message from this very, very important group that's come together to give us this campaign over the festive season to make sure that we are all safe on the roads. Don't drink and drive, ever. It's not. It's against the law. Moet dit net nie doen nie. Reg so. That was very serious, and now we're moving on for something very special. A guest on Goeiemorgen, Good Morning, and he's going to be bringing some of that Christmas spirit that we talked about earlier. Pieter Koen, is jy reg? Ek is reg, dames. Kyk, hulle het vir my gevra ek moet vandag skit jou biscuit doen. Toe sê ek, maar hoe skit ek my Kersfees? Skit jou Kersfees. Kom man. Die drie susters het gesê hulle is nou vanoggend net nog 'n bietjie te laat. Hulle was ook al reeds te vroeg hier gewees. Okay, maar die vraag is, kom ons hak 'n bietjie uit. Kom ons hak 'n bietjie uit. Kan ons dit doen? Is dit? Kyk, ek hou daaraf van om altyd 'n ring-ching-ching in te sit. Kyk, ek weet daar's ouens wat baie mooi speel en diep speel en piek en al daai goeders, maar ek hou altyd van hulle. Maar dames, hierdie ene moet julle saam met my sing vanmôre. Vir daai Kersgevoel. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. Dashing through the snow on a one-horse open sleigh. Over hills we go, laughing all the way. Bells and bobtails ring, making spirits high. Oh, what fun it is to sing and ride on a sleigh song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. Ek het gewag vir die hey! Oh, hey! Hey, maar ons moet net so 'n stukkie van hierdie enetjie doen. Stille nag, heilige nag. Jesus kind, lank verwag. Lig uit die Vader se ryk. Word uit liefde aan mense gelyk. Hier gebore vir ons. Hier gebore vir ons. Stille nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht, nur das treue, hochheilige Paar, holt der Knaben in lochligen Haar, schlaf. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. My pleasure. I'll see you soon. Thanks, Sam. Go on. Okay, cool. Come on, we have to go. Sleep is
is meant to rejuvenate the mind to help recover and repair the body. Comfort Solution mattresses are designed for comfort and support, allowing for restorative sleep. Did you find it? Where did you get a new bunny? Comfort Solutions by Bed King. Restore, rejuvenate, repeat. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth, and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with any how. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation. Kan jy nou meer? Dit is tyd vir ons laaste boekinsetsel hierdie jaar in samewerking met Graffiti Boeke by Zambesi Junction in Montana, Pretoria. En Leonie van Rensburg het besluit om vanoggend weer hier by ons te kom kuier. Leonie, baie welkom. Goeiemôre, baie dankie. Nou, ons kyk vanoggend na die top boeke van 2025, na aanleiding van die feit dat ons nou aan die einde van die jaar is, die feestyd lê voor, en jy staan ook 'n kans om al 5 hierdie boeke wat ons vanoggend bespreek, ter waarde van R1,800 te wen. Al wat jy moet doen is om ingeskakel te bly vir die kykersvraag, so skryf sommer so lank hierdie nommer wat nou onder aan jou skerm verskyn neer, en dan moet jy 'n WhatsApp stuur, 'n WhatsApp boodskap, nie 'n SMS nie, met jou antwoord, en wie weet, jy is dalk net die wenner. Maar jy kan ook elke boek wat ons vanoggend bespreek aanlyn bestel by graffitibooks.co.za. Leonie, met watter een begin ons eerste? Ons begin vanoggend met Déjà Vu van Jeanette Paul. Nou, ons weet almal nie een van hierdie boeke is splinternuut nie, maar ek het gedink dit is die topboeke van die jaar, so dit is kan dalk weer in die kerskouse beland. Ek is seker mense het nog nie gelees nie. Nou, in Déjà Vu gaan Sabet Meyer na die Sheldon Manor om navorsing te doen vir die krimieskrywer Wilbur Sheldon. En dan ontdek sy dat die skatryk Sheldon familie getuister word deur vreemde sterftes. Eers verdrink die oudste kleinkind en jare daarna sterf 7 familielede op een dag. En slegs die onbekwame Keith en die bejaarde matriarg Ethel bly agter. En dan kort na Sabet se aankoms gebeur daar nog 'n ongeluk en ou geheime word oopgevlek. En saam met Wilbur en die aantreklike Liam Sheldon moet Sabet die waarheid ontrafel voor nog iemand sterf. So dit is 'n heerlike boek vol intrige en romans en goed. Déjà Vu van Jeanette Paul, dit word uitgegee deur Lapa en kos R360. Goed, volgende boek. Dan 'n heerlike liefdesroman. Daar is, so Sofia gesê het, sy wil net 'n bietjie vir 'n verandering is 'n vry storie skryf. Niks fancy nie, net 'n lekker storie en dis presies wat hierdie is. Nou Janie is 'n doodgewone meisie en sy reël haar eie verjaarsdag wegbreek Parys toe. En dan word sy op die lughawe in die steek gelaat. Maar daar ontmoet sy vir Max, die sexy, selfversekerde man vir wie sy geen ooghare het nie. En dan in die romantiese betowering van Parys ontdek hulle 'n onverwagse diep verbintenis. Maar Janie glo dit is net 'n sprokie, iets wat gaan eindig wanneer sy teruggaan na Suid-Afrika. Moet sy haar hart van hom onloswikkel, of wag daar vir haar 'n groter, blywender liefde, 'n verhaal wat dalk in die sterre geskryf is. Sterre is vir altyd deur Sofia Kap, word uitgegee deur Boekdiva Uitgewers en kos R360. Goed, ons beweeg aan na die volgende boek toe. Dan 'n boek wat ek geweldig geniet het, Leeu Mens van Rudy van Rensburg. Hierdie handel oor die skatryk tweelingbroers wat 5 jaar gelede verdwyn het en hulle geraamtes word uit 'n veld opgediep. Dan op aandrang van die Wes-Kaapse polisiehoof moet Cassie en Roy die saak ondersoek, maar dit moet in die grootste geheimhouding plaasvind. Dit is 'n stik donker onderwêreld waar antieke voorwerpe miljoene rande op swartmarkveilings behaal, duld geen inmenging nie. So daar is geweldige klomp karakters en geskiedenis en soos jy hou van 'n bietjie spanning met baie geskiedenis en daai tipe van ding is die Leeu Mens definitief jou boek. Geskryf deur Rudy van Rensburg, uitgegee deur Kwellery en kos R365. Vir die 4de boek vanoggend.
Die vierde een is die 3 weduwees van Irma Venter. Die karakter in die boek wat van hierdie reeks van Irma is Ami. En Ami weet sy gaan eendag vir Paul de Jager, die afgetrede polisiegeneraal wat Alzheimer's het, moet groet. Maar sy het nie sy laaste versoek verwag nie. Om saam met sy 3 ex-vroue 'n ou onopgeloste verdwyningssaak te ondersoek. In 1999 het 'n 15-jarige seun, Eberhard Gous, eenvoudig spoorloos van die Pretoria moot verdwyn. En wanneer Ami die seun se ma ontmoet, word sy teen haar wil al dieper in 'n netwerk van halwe waarhede en leuns ingetrek. En dan verdwyn nog 'n kind. Die 3 weduwees deur Irma Venter, uitgegee deur Tafelberg en hy kos R350. Die laaste boek vanoggend? Die laaste boek is niks minder nie as Dion Meyer en sy nuwe boek se titel is Scorpio. En hierdie is natuurlik 'n Griesel en 'n Vaughan Couperou boek. Griesel word na Aidas Vallei ontbied nadat 'n private speurder dood in sy motorhuis gevind word. Couperou, wat die slagoffer se boesemvriend was, is oortuig dit was moord en hy dring daarop aan om te help. Maar elke leidraad loop dood en Vaughan word intussen tyd met 'n skynbaar onbenullige brandstigtingssaak opgesaal. En dit is die vonk wat die hele saak laat ontplof en wanneer die poppe regtig begin dans. Scorpio deur Dion Meyer, uitgegee deur Iman Rousseau en kos R375. En ons het in die winkel ons getekende eksemplare beskikbaar van Dion Meyer, van Irma Venter se 3 weduwees, as ook Sofia Kap se Sterre is vir altyd. So as jy graag 'n getekende eksemplaar wil hê, laat weet vir ons. En dit is natuurlik altyd, ek bedoel enige boek is altyd, wel miskien moet ek nie sê enige boek nie, maar die meeste boeke is altyd 'n baie goeie Kersgeskenk. Absoluut, ons het op die oomblik 'n geweldige klomp kinderboeke wat op uitverkoping is vanaf omtrent R35. Soos daar kinders is, daar is nie fiksieboeke, daar's lieflike boeke. Ek dink byvoorbeeld aan die Anglo-Boereoorlog in kleur, die volume 2 wat uitgekom het. Daar's Herman Lengsien se kookboeke wat sopas die Gourmand Prys gewen het. So daar's regtig iets te kies en te keer vir elke kies en te keur vir elke leser. So kom maak gerus 'n draai by ons in Zambesi Junction. Leonie, baie dankie vir al die boeke wat jy vanjaar met ons gedeel het. Ons waardeer dit regtig baie. En ja, ek is seker daarvan dat julle 'n hele paar inskrywings gaan hê vir hierdie 5 boeke ter waarde van R1,800. Wat is vandag se kykersvraag? Ek dink, kom ons vra 'n baie moeilike vraag vandag. Goed. Kom ons vra, wie is die skrywer van Scorpio? Sjoe, dit is baie moeilik. Ek dink dit is baie moeilik, maar baie dankie. So al wat jy moet doen is om jou WhatsApp boodskap nou na die nommer wat nou onder aan jou skerm verskyn te stuur. Onthou, baie belangrik, moenie 'n SMS stuur nie, 'n WhatsApp boodskap. En jy kan 'n kans staan om al 5 hierdie boeke ter waarde van R1,800 te wen. Ek dink dit is perfek vir enige Kerskous. En daarmee dan die einde van op dieselfde bladsy. Onthou dat jy ook al hierdie boeke kan gaan bestel by graffitibooks.co.za. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag.
Reg om die toekoms in te ruim. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie. Saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. We're inviting motivated, business-minded individuals to explore franchise opportunities with Mike's Kitchen as we look to grow our presence in South Africa. As a Mike's Kitchen franchisee, you'll have access to our established brand, operational guidance for setting up your restaurant, marketing resources, and information about potential funding options. If you're ready to bring quality food and a family-friendly environment to your community, contact us to find out more about joining the Mike's Kitchen franchise family. Goeiemôre, good morning van my Arnold Geerts en vandag se gas is iemand wat nie net hardloop nie, maar kontinente verower. Woutrie Muggleston het onlangs Antarktika aangedurf en deel eksklusief vandag met ons watter kontinent sy volgende gaan aanpak. Woutrie, goeiemôre en welkom by ons, baie lekker om jou weer saam met ons te hê. Kom ons gesels net eers voor jy ons sê watter kontinent is volgende. Wat ons net terug na hoekom jy besluit het om die 50 in Antarktika aan te durf. Ja, goeiemôre, baie dankie. Dit is 'n heerlike voorreg om weer laasoggend met julle te deel. Ja. Weet jy, ek het begin met Antarktika, dis die moeilikste kontinent, seele van die 7 kontinente, en ek hardloop vir hoop, en vir tweede kanse, en ek het besluit, as ek die 7de een, wat die moeilikste is, Antarktika, eerste gaan doen, en ek gaan suksesvol wees, dan gelukkig gaan ek aan die kant doen. So dit is waarom ek het besluit. Ja. Jy praat van tweede kanse, dit het natuurlik begin omdat jy self teen kanker beklei het en gewen het. Vat ons net terug so toe asseblief. Ja, ek is in 2013 eerste keer gediagnoseer met borskanker en my kinders was klein. Dit was vir my emosioneel, jy weet, ek dink 'n mamma lewe vir hoop. Ja. En ek het gesond geraak en ek het in daai proses geleer dat 'n mens moet meganismes kry om elke dag 'n stukkie hoop te lewe. En ek het toe begin hardloop, maar net en as ek beter voel, ek het nog altyd aktief gewees. En toe het ek net my seun is in die CrossFit bedryf. Ek het saam met hom begin CrossFit. Ek het en so het ek maar net aanhou hardloop. En jy was nooit regtig 'n kompeterende hardloper nie. Dit was om fiks te bly en toe ewe skielik 2 jaar terug toe byt hierdie ding jou. Ek sê nou nog nie kompeteer nie. ek wil net 'n medalje hê. Maar die tyd, jy weet, ek hardloop nie regtig vir tyd nie. Ek sê altyd vir my kind, solank ek net 'n medalje kry. Ek wil net 'n medalje hê. Kom ons gesels oor Antarktika. Ja. Hoe was dit eerstens toe jy daar aankom? Was dit wat jy gedink het dit gaan wees? Nee. Ek dink nie so. Hoekom? Weet jy, 'n mens kan nie jouself voorberei nie. Ek dink jy kan jou voorberei vir die stilte en die ongelooflike kontinent. So ek het redelik geweet wat ek kan doen ten opsigte wat se klere ek moet aangaan hê en hoe koud dit gaan wees, maar nee, jy kan jou nie regtig voorberei nie. Ek dink as jy daai vliegtuig klim, daai oomblik as jy daar buite staan, jy soos 'n uur voor die tyd begin jy jou poultjie aantrek en dan soos 'n yes, ek is hier en dan tref dit jou, jy gaan. Maar dit kan nie maklik wees vir ons, en spesiaal vir iemand met jou agtergrond wat van die Karoo afkom en in Bloemfontein, om gewoon te raak aan daardie temperature nie. Hoe het jy dit hanteer? Weet jy, ek het die voorreg gehad, ek bly in Bloemfontein, dit was my wonderlike voorreg, ek het 'n baie groot voorreg gehad om in 'n koelkamer te oefen. So ek kon in 'n minus 28 grade 3 keer 'n week oefen. Ek het 'n simulation run gedoen van 50 km wat ek graag in Antarktika wou gedoen het. En dit was vir my 'n wonderlike voorreg, want ek kon my diafragma bietjie leer, want dit is maar die probleem, jou asemhaling is die probleem in die koue. So ek kon 'n bietjie oefen vir die koue in 'n gekontroleerde omgewing. Natuurlik Antarktika met sy verrassende wind en 24 uur lig. Dit is natuurlik die wind, daai sogenaamde wind chill factor wat dit nog erger maak. Hoe het jy dit hanteer? Die eerste 15, die eerste 10 kilos was dit soos 'n
was 'n laat wintermiddag gewees. Was baie lekker gewees. Dit was minus 15 grade gewees. Ek het 'n warm aangetrek eindelik. En dit het eintlik so na so 30 kilos begin koud raak. Soos minus 30 of minus 50. So toe ek begin toe die wind opgeslaan en toe die reël Antarktika, die regtige waarheid het toe na vore gekom en dan moet jy gaan in 'n warm kamer ook in. So dis 'n baie gekontroleerde omgewing. Ja, dit loop nie soos 'n pad 40-50 kilometers pad wedloop nie. So dis net in bane wat jy hardloop. Goed. Ons kyk na hierdie prentjies en dit lyk absoluut asemrowend. Ek neem aan dis 'n ding wat mens een keer wil doen of sal jy dit weer wil doen? Weet jy, ja, ek het graag gehoop om die 7 maratonne 7 dae te hardloop, dan gaan ek dit nog 'n keer moet doen. Okay. Maar hier was 'n begin vir my gewees, was vir my verskriklik lekker. Ek dink dit vir nou gaan ek eers die woestyn aantref. So ek wil jou volgende vraag, jy hardloop in Januarie, einde Januarie 250 km wedloop en dit is op sigself 'n baie moeilike een. Dis aan die ander kant van hierdie spektrum. Ja. Waar? Totaal. Ek gaan in Marokko. Ek gaan dit probeer doen. Dit is totaal ek dink die koue vat is baie meer uitdagend op my asemhaling, waar die hitte baie meer uitdagend gewees op my strength. So dis twee uiteenlopende uitdagings, maar ek sien uit, ek oefen reeds daarvoor, ek is goed herstel. Na my Antarktika is om te klimatiseer, is dink ek nou vir my die moeilikste deel. Maar ek kom goed reg en ek werk hard. En wat se oefening doen jy? Geef ons 'n kykie na jou week. Hoeveel kilos hardloop jy? Moet ek dit op lig sê? Ja, asseblief. Ja, dit hang af. Dit is baie kilos wat ek hardloop. Op hierdie stadium probeer ek in 'n week. Ek het verlede naweek ek probeer om 100 km te doen. Ek gaan 'n simulation run, soos ons dit noem, gaan ek oor 2 weke doen. Ek gaan my 250 km hardloop. 141 ure gaan ek dit doen. Of probeer doen. Ek hardloop tans ek 3 keer 'n week met bietjie baie selfdissipline, doen ek my conditioning, want dit is ook belangrik vir my om nie beserings te kry nie, so dit is deel van my program. Ek is in 'n CrossFit box ook, so en ook 'n CrossFit coach. So ek moet seker vir jou sê dat ek ook CrossFit. So ek doen 'n bietjie CrossFit en ja, dan hardloop ek maar gereeld eintlik elke oggend, afhangende van of ek weet bystraining doen of interval threshold. Ek werk hardloop nou maar in zones op hierdie stadium. So ek hardloop baie. Ons wens jou die beste toe. Dit is ongelooflik. Laastens in een sin, wat leer jy uit hardloop uit? Daar is altyd 'n tweede kans en hoop. En 'n mens se liggaam is baie sterker, dink ek, as wat jy dink. En hardloop is 'n wonderlike manier vir my om vir mense te sê, ons weet nie wat die uitkoms gaan wees nie. Ons almal staan in die begin en ons hardloop en ons weet nie waar gaan ons eindig nie, maar gaan net aan tot waar die eindstreep is. Uitstekend, Wouter, baie dankie vir tyd, waardeer dit werklik waar. En natuurlik Marokko, die Afrika kontinent is volgende. Dis dan al van my kant af vir 2025. Ek wens jou 'n geseënde Kersfees en 'n voorspoedige nuwe jaar toe. Sien jou volgende jaar. Mooi bly. Delicious. My pleasure. I'll see you soon. Thanks, Okay, cool. Come on, we have to go. Sleep is meant to rejuvenate the mind, to help recover and repair the body. Comfort Solution mattresses are designed for comfort and support, allowing for restorative sleep. Did you find it? Where did you get a new bunny? Shh. Comfort Solutions by Bed King. Restore, rejuvenate, repeat. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad.
At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full living services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Erin raser, deras die lug verwarmer. En ek sukkel, dis waar ek skreeu dan. Bitter man, bitter man. Verdwaalde druppels, ek is een, maar jy nee. Hoe kan so 'n klein nesie toekomsbestand wees? Goeie beplanning, stewige anker, kreatiwiteit, unieke ontwerp, risikobestand. Laat ons jou help om jou finansiële nes te bou. Dinamika Finansiële Dienste. Finansiële vryheid met vertroue. www.dinamika.co.za. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Dis ons laaste regstreekse uitsending van 2025 hier by Goeiemôre Good Morning. En ons is in die Kersfeesluim. Die dae van in 'n lang ry staan om geskenke toe te draai by die winkelsentrums na Kersfees inkopies is amptelik verby. Want Rapid sluit by ons aan om te wys hoe jy jou geskenke kan toedraai dat dit sommer Pinterest perfect lyk. Hi. Hi. Miss PVK. Yes, how are you? Welcome to Goeiemôre Good Morning. Dankie. Dis lekker om jou hier te hê. I see we don't have wrapping, but No, we're talking about Rapid. So Yes. explain to me now, what is this a new kind of trend and a new theme towards going away from the traditional wrapping paper and now we are here. It's very chic. It's very chic. I think the goal today is about being efficient, right? You don't want to waste, because the thing is, you wrap, you throw it away, and then what happens the next year? But if you have something like this, so this has actually got wallpaper on it, right? So this can also be a display. It's not just about the actual packaging, but the feel, the look, the experience, right? And you get to actually use this as a storage, right? That is Compartment. so true. Yeah. Now, these boxes, Yes. is this part of stuff and services that we can get at Rapid? More than that, we custom make from scratch. No. For real. And then if you want to, you're invited. Tell me if you're available on Saturday. We are having a workshop where you can actually make your own box. So that box that you're holding right now, this one, yes, you can make it. You can make a box of your own, and you can do it with the colors and the You can choose what that you want. Anything. If you want to make it a magnet, like Bob's your uncle. Oh my word. So Right? there's all different kinds of customization in terms of what the box looks like, Correct. the functionality, everything. Correct. So I want to give you this. So Okay. just to take it a step further, instead of just having a bow, I don't know if you've seen those bows, where you just get them and then you just Yes, stick you on. stick them on. I'm very much for one of those. Look at her dragging me like, So basically, No. you can create your own, right, over here. So I don't know if you want to give it a try now. I will. I'm not very artistic, but I'm always happy to. Green or maroon? I'll take a maroon. Are you sure? Yeah, so- Are you sure? Okay, Here we I'm go. always happy to try new things. Great. Okay. So over here, you've got your little card. It says left or right. If you're left-handed, right-handed, please decide. I'm one- right-handed. Are you right-handed? I like to go left or right, but you're basically going to use this card and we're going to wrap around. So this Okay. way. So you're going to go these yes, on top? on top, and you're going to wrap it around
try and go as tight as possible, but not too tight because we have to pull it out. Are we going to wrap it around? Around itself? and around and around. Itself, correct. Okay. Yeah. Because it's what is it? Me, myself. How many times until it's done? Until it's done. So, right? Let's chat a bit about the move away from wrapping paper to something more personalized and something that can be used for storage. Where does that trend come from? Is it an overseas thing that now South Africa is adopting? No, I think it is the way the culture is moving in a sense of I want to be recognized for what I bring to the table. Yeah. I want to see myself in that gift for the person I love. How do I express me for you, but without making it all about me? Wait, I don't know if I did this correctly now. Perfect. You can show it, right? Okay. So now we're going to pull it out. Is it going to be amazing? Let us see. Oh, wait, I didn't do it tightly now. No, it's fine. It's fine that it's loose. So which way do I do it? So, so just keep going. Okay, keep going. And then we're going to quickly pull it out. Okay. And you're going to hold it and you're going to just pull it out of the actual box, if that makes sense. Okay. It does, but yours looks way better than mine, but you are the professional. Listen, it's like we all try. So let's see if I get it right. So ek moet dit net lekker styf maak sodat dit basically draai. Ja, en ons gaan net dit opneem. Gaan hierdie werk? Ek hoop so. Julle. Ja, you know what they say, nothing is perfect on TV. Niks, veral nie in regstreeks nie. Ons het nie geoefen voor die tyd. Kyk hoe mooi is myne. Daar gaan die ander boksie oor. Ja, jy moet nie stres nie. Nee, ek stres glad nie. Glad nie. Okay, ons gaan hierdie net utilize. Kyk, okay. En wat jy doen is jy by die huis, gaan jy net dit so maak, gaan jy snyp, gaan jy net hierdie rond vat en gaan dit nou nêrens hier. It's like on the cooking shows where they're like, okay, so now you've already done this and then it looks like this. Okay, this box, I'm very interested. Yes, so try and assemble the box. Right, so that's magnetic. No, yes. You're winning. Wait. Yes. My kids love Lego, so there we go. Pretty like, look at this. Kyk vir my en ek sê ek is kunstig nie. There we go. And then you put your linky through. Yes, and that's magnetic. Isn't that beautiful? Wow, look at me. Yeah. Okay, last one. Try this one. Okay. Here. This has to work, and then I'm not going to knock off a perspex box again. So make the 8's bow. Let's see if she can take instruction. Like that. 8's bow, okay? Yes, try and make them so that they are gelyk. Try and make them so that they are gelyk. Yeah, the sides are gelyk. Gelyk. And then you're going to take the top and you're going to kiss it to where it crosses. So this, the other way. Oh. Yes, crunch it. And then I'm going to come, can I? Yes, please. Do the honors and just, yes. I can see where this is going. Do you see it? Hey, teamwork makes the dream work. There we go. Excellent. So wrappings, can I say logo, or what we stand for, is saying that every wrapping tells a story. Yeah. Right? So if you are, can I say, sleek and chic, we'll see it. If you got a bit of texture, we'll see it in how you choose to wrap. Right. Yeah, there we go. And then obviously you guys have got gift cards as well. Yes. En jy kan amper jou, as jy nou besluit, jy wil so 'n tema hê, you want to have like a nice, very textured, like this wine red textured box. These cards go really nicely with that. Or if you're saying it's Christmas, you would want your little cherries, right? Yeah. With it. Amazing. This works well. And then there's also, we don't have to pick it up or anything, but there's also like a really cool, it looks like a perspex box. Correct. So it's just material and types of textures from whatever your imagination can come up with, you can actually make. Correct. And also it's about durability. Yeah. Because you want it to last. Yeah. You know what I mean? So wait, let me just ask you about this. Got you. For re-gifting. Yes. Sê nou, ek kry so 'n box, Ja. né? Dit is dan altyd lekker vir my om die box te hou, but then if I want to give you like maybe some jams or a gin or something like that, then I can actually use the box that I made or use the box that I received from you. Correct. And then pass it on to someone else. Repurpose it. I love that because I mean there's all this move towards like zero waste and sustainability and all that kind of thing. So this is way better. I mean you can always recycle your wrapping paper, maar jy vrommel dit net op en jy sit dit in 'n recycle bin.
Maar hierdie is fantasties. Where can our viewers get more details? Because this is so cool. It's amazing. So where you can go is rapid.co.za, WRAPIT.co.za, and also you'll see Miss PVK on the socials ready to get you guys going. Amazing. That's Miss PVK from Rapid showing us how to be chic, and she didn't shout at me when I knocked her Perspex box off the table. Ons is in 'n Kersfeeslym en ons het vroeër genoem dat ons 'n hele paar verrassings het vandag op die program. En ons volgende musikale gas is regtig amper iemand wat nie 'n bekendstelling of 'n intro nodig het nie, maar hy gaan nou met sy viool vir ons lekker vermaak. Dit is Schiphol. Lekker. Dit klink baie lekker. Schiphol always gets us in the mood here in the studio. Whenever he comes, it's just more and more beautiful. When we are wrapping gifts, what's your vibe with the kind of music that you like to listen to? I love when they remix it. I don't know if you know hip-hop carols. Yes. You know, with a little bit of beats. Exactly, exactly. And then I wanted to actually ask you this earlier, but with all the wrapping that you do for your company, do you sometimes get annoyed having to wrap gifts for your personal life? You're like, oh, can someone else please not do this for me? Yes, correct. So literally, you can come in, we can do your bow. If you want to customize it, put balloons in it, we do gender reveals as well. So if you're like, I don't know, is it a boy or a girl? And I want some, you know, I don't want it to be too expensive. Yeah. And then we have those options. So it's budget friendly, if I may say. Amazing. Thank you, Miss PVK from Rapid. Schiphol, can you play us something out of something a little bit upbeat as we head into the ad break? Yes. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. My pleasure. I'll see you soon. Thanks, Okay, cool. Come on, we have to go. Sleep is meant to rejuvenate the mind, to help recover and repair the body. Comfort Solution mattresses are designed for comfort and support, allowing for restorative sleep. Did you find it?
Where did you get a new bunny? Comfort Solutions by Bed King. Restore, rejuvenate, repeat. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full living services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable, professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Hierin ras harder as die lug verwarmer. En ek sukkel om te staan, ek skreeu dan, bitter man, verdwaalde druppels, ek is een, maar jy nee. Hoe kan so 'n klein nesie toekomsbestand wees? Goeie beplanning, stewige anker, kreatiwiteit, unieke ontwerp, risikobestand. Laat ons jou help om jou finansiële nes te bou. Dinamika Finansiële Dienste. Finansiële vryheid met vertroue. www.dinamika.co.za. Ek gesels nou met die kenner wanneer dit by Kersfees dekor kom. Desiree Lequantre van Santa's Warehouse. Nou ons het so 'n paar dae gelede by haar gaan inloer, maar sy is vandag hier om 'n paar wenke te deel oor hoe om die perfekte Kersfeesgees in jou huis te skep. Desiree, welkom hier by ons. Baie dankie, lekker om hier te wees. Nou goed, ons weet dat almal verskillende style het, maar ek wil graag by jou hoor, hoe kan ons persoonlike smaak deel van Kersfeesdekor maak? Ek dink jou smaak word weerspieël in jou huis. Ja. So as jy nou 'n moderne huis het, gaan jy moderne dekor kry. As jy meer 'n warm huis het met leerstalle, gaan jy weet ander tipe dekor gebruik. So ek dink jou huis bepaal absoluut die styl van jou Kersfeesboom en jou Kersfees tafels. En wat sou jy as tradisionele Kersfeesdekor beskou? By my definitief is dit nog absoluut die goud, silwer en rooi. Ek kan dit nou maar met al die kliënte vat dit, dit bly maar nog tradisioneel by ons, definitief. En hoe kan mense Kersfeesdekor aanwend as hulle huis miskien nou, soos wat jy nou gesê het, jy weet modern of dalk minimalisties ook is? Ek hou ook van die minimalistiese look, glo dit. So ons het baie oulike goedjies, so byvoorbeeld mense kry hierdie is byvoorbeeld 'n garland, maar kyk hoe modern lyk dit, Elsa. Baie. Dink jy as jy nou 'n huis het met staal en glas, kan dit nou baie mooi lyk op jou Kerstafel. En mense kry ook sulke tipe bome wat letterlik net liggies is en hierdie takkies. En dit is steeds fyn. Dis fyn en dis glad nie daar's nie baie balle nie, dis baie minimalisties, so dit kan baie mooi lyk by 'n moderne huis. Goed, dan wil ek aanbeweeg en verwys na die sogenaamde rustic of die plaasstyl. Wat is die geheime tot 'n knuswarm Kersfeesstyl? Definitief die liggie, Elsa. Ons noem dit warm white LEDs. Dit gee 'n warm gevoel. Kyk net na 'n mooi boom daar agter julle ook. Ja. Dit gee definitief 'n warm gevoel. So dit is my raad is die warm white LED lights. En dan moet ons aanbeweeg na die Bauhaus-styl toe. Hoe speel 'n mens met kleur en patroon sonder om dit, as ek nou maar die woord mag gebruik, chaoties te laat lyk? Volgens my is die Bauhaus-styl maar alles beige en bruine, né? So mens moet maar hou by daai twee kleure om dit simplisties te hou en mooi te laat lyk. En dan wil ek ook vir jou vra, klassiek en tradisioneel, hoe hou mens hierdie styl vars en nie ou wêrelds nie? Okay, so as ek gee my daai aan. So almal het ons maar 'n Kersfeesboom, maar mens kan ander goedjies ook in die huis doen om jou goeders mooi te laat lyk. Byvoorbeeld dis nou 'n wreath wat jy op jou deur kan hang. Ja. Dan het ons natuurlik die garland, toe met jy so uitkry so 'n lang groen stuk
wat jy ook weer ander goedjies in kan sit om dit nog steeds 'n klassieke look te hê, maar jy doen nie net 'n Kersfeesboom nie. So hierdie kan baie mooi lekker op 'n kerstafel of by die ingang van jou deure. Is dit baie mooi. En wat is die mees veelsidige dekor items wat by enige styl kan pas? Wel, soos jy weet, Elsa, hou ek mos van poinsettias. Ja. Ek love hierdie. Natuurlik linte en jou bubbles is altyd 'n wenner. En is daar slim maniere om bestaande dekor van jaar weer te gebruik, maar dit so 'n bietjie af te stof en in 'n nuwe styl te omskep? Ja, definitief om bietjie goedjies te add, soos hierdie mooi, mens noem dit pieks. Kyk hierdie mooi piek. So dan kan jy nog steeds jou ou goedjies het, maar jy add net hierdie by en dit gee dit heeltemal ander look. Watter fout maak mense die meeste wanneer hulle volgens 'n spesifieke styl probeer versier? Weet jy, almal kom met Pinterest prentjies by my uit en ek wens ons was in Amerika om al daai mooi dekor te hê. So mense kan nie idee hê, maar jy moet kyk wat beskikbaar is in jou mark en daarvolgens werk. En as jy na ons toe kom, dan gee ons jou raad en sê, kom ons probeer dit, kom ons add dit. So somehow sal ons 'n baie mooi boom kan opmaak of 'n mooi Kersfees kan maak. Kyk, dan is daar ook iets soos die sogenaamde industrial styl of industriële styl miskien. Hoe maak 'n mens Kersfeesvreugde deel van so iets sonder om dit dalk te warm of te glittery te laat lyk? Ja, weer minimalisties soos met daai takkie van my. Industrieel kan jy ook nog steeds groen doen, net groen, maar dan weer met 'n pure white liggie. Dit is vir my industrieel. Okay. Ja, so dis baie belangrik om te kan onderskei tussen 'n bietjie van 'n warmer gevoel en 'n bietjie van 'n kouer gevoel. Want ek dink al die moderne huise het hierdie helder wit ligte, nie die warm white nie. So dit sal mooi aanklank van met dit. Nou, okay, kom ons sê daar's 'n bietjie van 'n uitdaging en iemand het slegs 3 items waarmee hulle moet werk. Wat sou jy uitsonder of aanbeveel? Kan ek weer terugkom na my poinsettia toe? Ja, welkom. En hierdie ribbon wat ek ook verduidelik het wat jy kan sny, jy kan hom uittrek. Dit gee baie mooi tekstuur aan jou boom. En natuurlik die goedkoopste en die manier waarop jy die boom se volste kan kry is met balletjies. So die 3 items sê ek is 'n must have. Ek wil net gou vir 'n oomblik stil staan by die liggies want ons het nou verwys na die bietjie meer wit liggies en dan die warmer gevoel, maar dan is daar ook steeds mense wat hou van die gekleurde liggies, nê? Nee? Baie, veral as jy kinders het, dan moet jy gekleurd gaan. So dit is wat jy dan aanbeveel. Dan is daar iets soos hierdie en ek dink hierdie is net vir my so verskriklik oulik. Ja, dit is nou vir my soos die kiddies, né? As jy nou kindertjies het en almal bak ginger, ek sien julle gingerbreads wat julle gaan doen. Ja. Dit lyk baie mooi en as jy nou kinders het, is dit 'n speelsmanier om jou Kersfeesboom mooi op te maak. Maar dit is nogal uniek en daarom kan ons net na Santa's Warehouse toe gaan om so iets te kry, nê. Ek probeer altyd mooi goedjies invoer. Ek voer ook waarvan ek baie hou, maar ja, ons soek altyd iets vars en iets nuuts. Nou weet jy, ek het so 'n bietjie kom inloer daar by julle en ek dink dit het so mooi gelyk. Ons het maandag daarna gekyk en ek was nogal werklik, ek was verbaas, nie geskok nie, maar dit was net, jy weet, dit gevoel soos in 'n ander land. Jy weet, julle winkel en is so mooi, alles is so verskriklik mooi. Maar ek dink die belangrikste is om te noem dat 'n mens enigiets daar kan kry. En nog iets wat vir my uitgestaan het is dat 'n mens selfs iets soos geskenkies ook daar kan kry, soos die sogenaamde snow globes en dis meer, nê? Ja, ons probeer 'n one-stop shop te wees vir die kliënte en dis 'n besigheidjie wat baie klein begin het, maar absoluut gegroei het. En ons luister ook na ons kliënte, weet dit begin net by liggies, maar toe ons nou weer kyk, het ons nou bome, ons het poinsettias, so elke jaar brei ons uit en ons luister wat ons kliënte sê en dis vir ons baie spesiaal om ons kliënte se Kersfees ekstra spesiaal te maak. En dankie vir daai geleentheid wat ons in die mark het om dit te kan doen. En julle is reg deur die jaar oop. Ek bedoel, mense kan enige tyd van die jaar daar kom aanklop om Kersversierings in die hande te kry. Korrek, en liggies vir deur die jaar as jy nou op jou patio of jou huis 'n liggetjie wil hê. Ja, ons is daar. Nog iets wat vir my uitgestaan het is die curtain lights waarna jy verwys het ook in daai insetsel wat ook nou so 'n bietjie van 'n nuwe neiging is. Wil jy dalk net nog ietsie daaroor ook sê? Ja, dis die fynste liggie. Ek sien in jou boom is daar ook 'n tree curtain light. Dis vir my so mooi lig. Op die stringetjie wat ons het is daar byvoorbeeld 600 LED's. Dan kan jy dink 600 liggies in jou boom. Dit is net vir my ongelooflik. En ja, en ek is perfeksionis, so ek moet dit moet eweveel uitmekaar hê. Met daai tree curtain kom dit oor jou boom en kan letterlik dit eweredig uitmekaar en jou indruk en dit is vir my net 'n verskriklike mooi look op die einde van die dag. Ek het so aan jou gedink toe ek my eie Kersfeesboom toe nou einde ten laaste op het. Ek sien jy het nie poinsettias gebruik nie. Ek het besluit en ek weet nie of dit verkeerd is nie, maar ek het besluit om vanjaar net vir iets 'n bietjie meer eenvoudig te gaan. So ek het net die balle gebruik en baie liggies, want hoe meer liggies hoe beter vir my. Maar nou wil ek vir jou vra, kom jy soms by mense aan en dan kyk jy daai Kersfeesboom en dan dink jy
altyd en in shopping centers verskriklik. Ja. Ek wil dit eintlik vir hulle gaan regtrek en mooi maak. Nee, dit vang my oog definitief, maar ek moet nou in daai lyn. Maar ek dink ook soos Els wat jy sê, begin nie met balletjies. Dit is lekker om elke jaar terug te kom en sê, weet jy, vandag wil ek nou dit add. En dit maak dan nou ook vir jou Kersie spesiaal. Dus my boom lyk nie elke jaar dieselfde nie. Ja. En dis wat dit lekker maak. Nou ja, jy het vir my gesê dat dit nie reg gedoen is tensy mens nie vol glitter of van glitter bedek is nie. En ek kan vir jou eerlikwaar sê, dit is wat wel met my gebeur het. My boom het self glitter of blinkers aan die takkies. Ja. So ek en die kat wat my probeer help het, was bedek in glitter. Maar ek's baie bly om dit toe, dan het jy dit reg gedoen. En ons kan sien, dit is 'n persoonlike styl ook, want daar is blinkers oral op hierdie tafel. Desiree, baie dankie dat jy 'n draai by ons kom maak het. En ek sal regtig enigiemand aanbeveel om 'n draai daar by julle winkel in Lynnwood, Pretoria te kom maak. Ag, en baie dankie vir die geleentheid, en soos ek weer eens sê, dis vir ons baie spesiaal by Santa's Weras om mense se Kersies se ekstra spesiaal te maak. Baie dankie daarvoor. Dit doen julle beslis. Baie dankie vir jou. Nou, ons gaan voort daarmee om Kersfees so lank verder te vier. En die gitaarkerels, oom Henny de Bruin en die gitaarkerels is hier om ons hartsnare 'n bietjie te tokkel. Kom ons luister. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. As ek vir Appel in een woord kan opsom, legend. Hy's talentvol. Hy's lief vir diere. Alle diere. Hy is 'n jagter. Hy ry altyd die coolste bakkies. En by sy shows
Ek sou wat wou gee om in sy skoene te staan. Hier sal jy boer. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie, saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. We're inviting motivated, business-minded individuals to explore franchise opportunities with Mike's Kitchen as we look to grow our presence in South Africa. As a Mike's Kitchen franchisee, you'll have access to our established brand, operational guidance for setting up your restaurant, marketing resources, and information about potential funding options. If you're ready to bring quality food and a family-friendly environment to your community, contact us to find out more about joining the Mike's Kitchen franchise family. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Ons het tot dusver al 'n paar lekker optredes gehad, groot verrassings, maar hier kom net nog 'n groter een. Gian Groen is hier en hy is ook hier met sy spiksplinter nuwe enkelsnit Sondaar. Oor na jou my vriend, speel hom vir ons. Okay. Bring trane en tyd en heilige woord en ons dans waar die hemel die aarde ontmoet, so wees gegroet as ek by jou verbygaan, as ek my sonde sou ontsien, sou ek jou naam nooit geken het nie, oë nooit gesien het nie, jou liefde nooit verdien het nie, as ek my sonde sou ontsien, sou ek jou lippe nooit gesoen het nie, jou liggaam nooit verken het nie, jou hart nooit gewen het nie, as ek my sonde sou ontsien, my sonde sou ontsien, hoe sou ek jou verdien? Ek is ook net 'n sondaar soos jy, wat bly in die boerdorp, en ons drentel maar almal in 'n masker bestaan, so wees versigtig, as jy dalk verdwaal, as ek my sonde sou ontsien,
sou ek jou naam nooit geken het nie, jou oë nooit gesien het nie, jou liefde nooit verdien het nie. As ek my sonde sou ontsien, sou ek jou lippe nooit gesoen het nie, jou liggaam nooit verken het nie, jou hart nooit gewen het nie. As ek my sonde sou ontsien, my sonde sou ontsien, hoe sou ek jou verdien? As ek my sonde sou ontsien, sou ek jou naam nooit geken het nie, jou oë nooit gesien het nie, jou liefde nooit verdien het nie. As ek my sonde sou ontsien, sou ek jou lippe nooit gesoen het nie, jou liggaam nooit verken het nie, jou hart nooit gewen het nie. As ek my sonde sou ontsien, as ek my sonde sou ontsien, hoe sou ek jou verdien? Vriend, daar is daar nou baie mooi. Dis nou soos die versiersuiker op die koek. Baie welkom en is so lekker. Dankie dat jy weer so vroeg ingekom het. Sondaar, pragtige liedjie. Baie dankie. Waar kom jy inspirasie vandaan? Sure, dis een van daai liedjies wat ek sê altyd liedjies ek sê altyd jou beste liedjies word eintlik nie vreeslik oor gedink nie, dit kom maar net van self. In die geval van 4 seisoene kind is die liedjie seker binne 'n uur geskryf. Hierdie een kom uit 'n introspektiewe plek, waar mens lank en hard gaan dink oor jouself en oor die mense om jou. En ook omdat my vrou 2-3 jaar terug is sy gediagnoseer mos met borskanker en dan dink jy oor die lewe. Mense wil altyd weet, hoe gaan dit met jou vrou? Maar hulle moet ook vra, hoe gaan dit met jou, want jy loop die pad saam met hulle, en dit is 'n plek van eerlik wees met jouself. Ons is almal in 'n sondige natuur gebore, so daar's iets biblies aan hierdie liedjie, en dan, dit begin in die binnekamer, in die confined spasies van jou huis, waar mens moet eerlik wees met mekaar. My pa het altyd gesê, mens mag nie dat die son oor jou probleme opkom nie. En dan moet jy gaan sit met jou geliefde en jy moet eintlik die deur toemaak en al jou kaarte moet op die tafel kom. En dan moet jy erken dat jy net 'n sondaar is. My vriend, en baie dankie dat jy so oop maak teenoor ons. En dan gaan dit ook beyond jou huis, waar jy, in hierdie liedjie, die produksie van hierdie liedjie, bou op tot 'n crescendo waar jy praat met die mense om jou, waar jy eintlik die mense wat in die bootdorp bly, probeer verduidelik dat jou sondes weeg nie minder of meer as die ou wat onder die brug bly nie. So ek dink dis 'n liedjie waar ek almal in all walks of society aanspreek. My vriend, baie dankie. Natuurlik ook môre beskikbaar. Ja, met 'n splinternuwe video wat gister geskiet is. Lekker. So, ja. Ag, ek waardeer en baie dankie. Jou gaan baie dinge. Volgende jaar kom jy lekker in en ons sorg dat ons 'n halfuur kan gesels. Lekker. Kyk uit vir Sondaar van Gian Groen môre op al die musiekplatforms en eksklusief vanoggend hier by Goeiemôre Good Morning gehoor. Kersfees kom vroeg. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Ready to ride into the future? Let's roll into a world of fun, adventure and innovation with your trusted partner iGlide.
Discover the thrill of electric mobility. Whether you're cruising down the streets or powering up playtime, we've got the perfect ride for every adventure. We offer a variety for young and old with top-class after-service. Why wait to experience the ride of your life? Visit us at iglide.co.za and power up your adventure. Your perfect ride is just one click away. Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. What if your time could change lives? Not someday, not somewhere else, right here, right now. Adapt, improve. Make your time matter. Roundtable Southern Africa is where purpose meets action, where friendships build futures. If you're between 18 and 40, this is your moment. Join the movement. Be the change. Jou huis is meer as net 4 mure. Dis die plek waar jy wil rustig word en vergeet van die gejaag en die geraas in die wêreld daar buite. Inkanda sê jy laat tuis voel met gemaklike en kwaliteit meubels wat plaaslik vervaardig word. Perfek vir 'n stylvolle Suid-Afrikaanse leefstyl. Kom tuis met Inkanda. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Natuurlik moet ons hierdie program op 'n hoë noot afsluit. So ek, Ross en Pita kuier nou saam met Natalie Foster van Baked by Natalie en sy gaan nou vir ons leer hoe om Kersfeeskoekies te versier. Ek is baie senuweeagtig. Jy moet nie senuweeagtig wees nie, maar omdat ons mos nou op 'n hoë en lekker noot wil afsluit, dames. Wat dink julle van 'n lekker net 'n vriendelike kompetisie? 'n Vriendelike kompetisie. Ja. Met iets wat ons nog nooit in ons lewens gedoen het nie. Daar sy. Beslis. Wat dink jy daarvan, Natalie? Ek dink dis fantasties. Nou ja, so ek het julle daarom voorbeelde hierso gebring. Ek sien, so as ons dit wil maklikste hou, gaan ons dalk net vir hom 'n broekie gee wat so deurskynend is en die 3 buttons en dan 'n bowtie. Ja. So ons gaan begin met die bene en die arms. Ja. So ons gaan eers zigzag, laat ek vir julle wys so roll icing werk, so jy trek hom in die lug. So moenie teen in die koekie gaan nie. Jy gaan in die lug en dan gaan jy net zigzag. Die arm, die voet, go for it. Okay. In die lug. Ek het daai nog gemis. So nie teen aan die koekie nie, bietjie hoor op. Hou hom soos wat Pieter hom vashou met die vuis, dis die beste. Daar sê, ja, as jy bietjie meer power. Zigzag hom. Daar sê zigzag hom. Daar sê Pieter is definitief vir hierso hoor. Wanneer het hierdie belangstelling vir jou begin? Ag, omtrent so 12 jaar terug doen ek dit voltyds. Ek absolutely love wat ek doen. Natuurlik van familie love dit ook want hulle kry treats. En ons groei net elke jaar. En is daar kursusse en sulke goed wat jy aanbied vir mense om hierdie tipe ding te kom doen by jou? Verseker. Ons het klasse op ons webwerf beskikbaar. Natuurlik, hier is dit 'n klein gedeeltjie, maar ons doen ook koekbak en koekversiering. Dis ons grootste deel. En dan verkoop ons natuurlik die koeke wat ons doen. Ek weet die grootste koek wat ons hierdie jaar gedoen het was 2 meter hoog. Wow. Sê vir jou, was 'n groot koek. Okay, nou gaan ons die bowtie doen. Sê Rasene lyk vir my baie mooi. Ek dink Pieter lyk so mooi. Maar myne lyk bietjie vreemd. Maar goed, ja. Okay, bowtie doen ons nou triangles. In groen of? Ja, jy kan maar kies, maar groen of rooi soos 'n triangle daai kant. Altyd die buitelyntjie eerste en dan vul jy hom in. Volgende invulling en dis nou waar hy naaltjie bymekaar kom. Pieter, kyk gou hier. Jy kleer hom in. Jy trek daai royal icing bymekaar
sodat hy nou vol staan daar. O, dis wat die yes. En dan jou lappie is om jou naaltjies skoon te maak elke keer. Reg so. Kan ek die groene kry vir my bouta asseblief Natalie? Hierdie ou was besig, hy was op Goeiemôre, Good Morning vanoggend. O, hy was. So sy bouta is 'n bietjie skeef wat myne aanbetref. Hy het nog nag gehad. Punt is nie. Okay, wag. Ja, is hy nou lekker? Hy's nou beter. Okay, en dis nou hier waar ek hierdie nommertjie gebruik. Hierdie gaan effe beter as die ander lyntjies. Miskien hou jy jou hand beter van 'n kleiner gaatjie. Ek sien daai gaatjie is 'n bietjie kleiner. So royal icing word gemaak met versiersuiker en eier-wit. Dis die hoofbestanddele. Natuurlik is daar different consistencies. Hoe dikker, hoe kan jy meer detail doen? Hoe dunner kan jy bietjie flooding doen? Dis wat ons bedoel met die bouta. Ons maak eers die lyntjie buite en dan flood ons aan die binnekant. Ja, maar julle dassies lyk mooi. Luister Natalie, ek is nou die minste kunstige persoon op die hele aarde, maar myne like actually okay. Yeah, I think that looks great. It actually doesn't look so bad. En dan gaan ons die knopies doen. So knopies is net kolletjies, maar hoe jy kry as jy doen pressure pipe en jy maak hy kolletjie en jy maak hom groter op een plek, dis hy. Tweede ene squeeze, dis hy en die derde ene squeeze. Maar ek sien myne is 'n bietjie 'n skewe ry, maar hy werk. Myne is ook baie skeef, maar wat? Dis hy. Ek kom nou mooi reg daar met die rooi. Definitief. Ek moet sê dit is vir my bietjie makliker as die eerste stap. Yes, I think it's just getting used to it. Miskien was dit ook want daai het bietjie dalk baie uitgekom op die slag. So dit gaan seker ook maar oor met die hoeveelheid krag wat jy het. Ja. Jy leer dan squeeze jy bietjie meer, squeeze jy bietjie minder. Maar nou het ek wel 'n vraag. Kan ek hierdie bietjie mooier maak? So maak jy maak jou pinkie skoon. Met jou lappie daar so, En dan jy kan hom ewen afhaal want hy's bietjie omdat hy nou so min is, kan hom eintlik heeltemal afhaal. Daai alles af. Afval en dan weer begin. Luister, Elsa, Pieter was nou baie slim met hierdie challenge wat hy nou vir ons gegee het. Want hy het reeds ervaring. Ek sê want hy het mos nou die ander dag gekook vir sy. Hy moet sy 1 punt minder kry. Ek dink so. Ja. Hy is gediskwalifiseer. Ek dink dit nie. En dan moet ons natuurlik die oogies in die gesiggie doen. So die oogies is net 2 kolletjies weer. En dan die gesiggie is net 'n mond, smile. Jy kan natuurlik 'n upside down smile, maar dis nou Kersfees. Nee, dis Kersfees. Niemand is upside down smiles nie. Exactly. Dis en jy sal sien hierdie voorbeelde is daar nou 'n Kersvadertjie en 'n girltjie met 'n rokkie aan. En al hierdie verkoop ons as DIY kits by Baked by Natalie. So jy kan op die webwerf gaan bestel, dan bestel jy die koekies klaar gebak, die royal icing en die sprinkles en dan sit jy alles mekaar en dis nogal 'n baie fun family activity. 100%. And you know like art stuff, because I'm not really good at it, I don't very much enjoy it. But kyk hoe cute like my mannetjie. Well done. Ja, jou mannetjie lyk mooi. Kyk hoe mooi lyk myne. My mannetjie lyk baie cute. My mannetjie lyk so cute. Ja, dis is soos 'n girl en 'n boy. Myne het koek gevreet, sy bek is vuil. Hy's gesmeer. Myne se armpie sit nog. Ek gaan dit nou weer oor. But it looks good. It still looks good. Also, it just needs to be good enough to eat, right? I mean, you eat with your eyes, but also you eat with your mouth. So these are ginger flavored, but we also do it like soot cookies. So you like see the Christmas tree is soot cookies and the house is ginger, but you could do soot cookie or ginger because not everyone's a fan of ginger. But these are really good. Kyk nou net hoe pragtig is dit, hè? Natalie. Delicious. En die wenner is hierheen. Hierso. Ja, ek dink julle almal wen want kyk, want daar is baie kreatiwiteit hierso. En vir die eerste keer girls, well done. Well done. Ons sien julle nuwe jaar vir 'n well done. En op daai noot sê ons vir julle vir 2025 met ons regstreekse uitsendings totsiens. Dankie vir al hierdie ondersteuning in die jaar sover. Ons is op die 12de Januarie weer terug met nog Goeiemôre, good morning. Mag dit 'n geseënde feestyd wees? Ja. Geseënde Kersfees almal van ons almal hier by Goeiemôre, good morning. Dis vir oulaas regstreeks. Ching ching ching. As ek vir Appel in een woord kan opsom, legend. Hy's talentvol. Hy's lief vir diere. Alle diere. Hy is 'n jagter. Hy ry altyd die coolste bakkies. En by sy shows ek sou wat wou gee om in sy skoene te staan. Hier sal jy boer.
Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business.